Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 4de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: misdaad word nou so bekamp. Nuushooftrekke vir vandag: vleisbedryf word nou meer skade berokken met hofsaake. Misdaad in Suid-Afrika word nou so hanteer. Standbeelde in Suid-Afrika herinner aan demokrasie volgens president. Proteas goed voorbereid vir semifinaal in WB T20. SA20 rugby toernooi word nie op TV uitgesaai nie. Verskeie Keniane geskort oor opkikkers. Die polisie het nog 'n meganisme geskep om bendegeweld en ander vorme van georganiseerde misdaad in Suid-Afrika op 'n geïntegreerde manier te beveg. Professor Faris Chakalia sê daarop Ramaphosa het in sy staatsrede aangekondig dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag in gebiede in die Wes-Kaap, Gauteng en in die Oos-Kaap ontplooi gaan word om die polisie in hulle stryd teen bendegeweld te help ondersteun. Dit is 'n gevolg van gesprekke tussen die minister van polisie, die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, die president, generaal Fanny Masemola, nasionale polisiekommissaris en generaal Ruzani Mapanwa, weermaghoof. Chakalia sê die polisiediens het 'n gestruktureerde benadering tot die bekamping van georganiseerde misdade bevestig deur die NGM groep te stig om al 12 vorme van georganiseerde misdaad doeltreffend dit kan beveg. Dis bendegeweld, oorgrensmisdade, afpersing, voertuig- en vragmotorkapings, politieke en kontrakmoorde, die verspreiding van vuurwapens, veediefstal, transieterrooftogte, vervoerverwante geweld, dwelmhandel, infrastruktuurmisdade en onwettige handel soos vervalste goedere en mynbou. Met betrekking tot bykomende begrotingstoewysings in terme van bendegeweld en georganiseerde misdaad, sê Chakalia dat 1 miljard rand beskikbaar gestel is aan die polisie om georganiseerde misdaad meer doeltreffend te kan beveg. Organisasies het maandag 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria gebring om hulle wat hulle as drakoniese beperkings op private enstof-invoere en toediening beskryf te staat. Hulle voer aan die staat verhinder boere om parallel met die regering teen die BKS-krisis op te tree. John Steenhuisen sê egter, die regsbeginsel is duidelik. BKS is ingevolge die wet op diere siektes 'n beheerde siekte en immunisering is 'n beheerde veeartseny behandeling wat streng regulering vereis word. Enige vervaardiging, evaluering of gebruik van enstowwe vir beheerde siektes sonder permit is onwettig, het hy gesê. Hoewel private veeartse reeds gemagtig is om enstowwe toe te dien, bly verkryging, verspreiding, stamkeuse, notulering, naspeurbaarheid en verslagdoening onder beheer van die Departement van Landbou, het John Steenhuisen aan die media gesê. Die oprigting van die bronstandbeelde van die ANC-leiers Nelson Mandela en Oliver Tambo het belastingbetalers reeds miljoene rande gekos, is 'n dankbetoon. Ramaphosa het die standbeelde gister in Durban onthul en die koste daarvan is meer as 20 miljoen rand. Ramaphosa sê die standbeelde herinner ook aan die wat demokrasie gaan erf, dat vryheid nie gratis was nie en dat diegene wat vir vryheid geveg het, verdien om wel gesien te word. Hanif Hoosen, die DA se burgemeesterskandidaat in eThekwini, sê die metro verdien dienslewering en nie standbeelde nie. Nhlamo Ndlela, MKP woordvoerder, sê terwyl infrastrukture ineenstort, rioolvuil in riviere vloei, krane leeg is, werkloosheid gedei en inwoners stygende misdaad moet verduur, kom die president om 'n standbeeld van 10 meter te onthul, asof bronbeelde gebruik kan word om die gebrek aan basiese dienslewering te herstel, het hy gesê. Ramaphosa sê monumente soos hierdie is belangrik om die land se erfenis en geskiedenis tans te bewaar. 'n Matriekleerling aan die hoërskool Durbanville is die afgelope naweek in 'n noodlottige motorfietsongeluk in Brackenfell oorlede, kort nadat sy ma ook na motorongeluk in die waakeenheid beland het. Die polisiewoordvoerder sê by navraag, die Brackenfell polisiekantoor ondersoek die omstandighede van die voorval in 'n saak van strafbare manslag is by hulle aanhange gemaak. Niemand is egter nog in die hegtenis geneem nie en die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting om oor die voorval met hulle kontak te maak. Die polisie het bevestig dat verskeie nooddienste, onder wie die polisie, verkeersdienste en die brandweer en reddingsdienste op die voorval en Kenridge gereageer het. 2 ambulanse was op die toneel en 13 pasiënte is ondersoek. 12 het geringe en 1 matige beserings opgedoen. Alle pasiënte is op die toneel behandel en na geriewe vervoer vir verdere behandeling waar dit nodig was.
3 jong mans en 'n vrou is noodlottig gewond in 'n skietvoorval maandag in KwaZulu-Natal. By die polisie se aankoms is hulle na 'n buitekamer geneem waar die slagoffers se lyke aangetref is. Die mans is tussen 18 en 22 jaar oud, terwyl die vrou 24 jaar oud was. Al vier het veelvuldige skietwonde opgedoen. Die motief vir die aanval is tans onbekend en geen arrestasies is nou nog gemaak nie. Die ondersoek is oorgeneem deur die provinsiale eenheid vir ernstige en geweldsmisdade in Kibera. Enige iemand met inligting word versoek om luitenant-kolonel Mondi Sethole te kontak by 082 457 2812 of die KwaZulu polisiekantoor te besoek. President Donald Trump van Amerika sê dis te laat vir Iran om nou te wil praat te midde van aanvalle op en vanuit Iran wat gister voortgeduur het. Hulle lugafweerstelle, lugmagvloot en leierskap is daarmee heen. Hulle wil praat. Ek het gesê dis te laat, het Trump op die Truth Social Media gesê. Die enigste taal waar daarmee met die VSA gepraat kan word, is die taal van verdediging, het Trump gesê. Terwyl Israel verdere aanval op Iran uitgevoer het, het Iran op sy beurt verdere lugaanvalle op Israel asook spesifieke teikens in die Midde-Ooste geloods. Volgens die VAE se ministerie van verdediging was daar teen gistermiddag 186 missiele afgevuur op die gebied, waarvan 172 vernietig is voordat die grond kon getref het en 13 het in die see beland. Intussen het Sergei Lavrov, Rusland se minister van buitelandse sake, gesê daar kan 'n nuwe vraag na kernwapens ontstaan by Teheran, sowel as sy buurlande in hierdie streek. 'n 52-jarige weermaglid wat in hegtenis geneem is nadat onwettige vuurwapens, ammunisie en selfs 'n teenpersoneelmyn onder die vloer van sy huis in Ravensmead ontdek is borgtog van R6.000 toegestaan. Die sement is oopgekap en 'n stalboks is onder die vloer gevind, waarna verskeie vuurwapens, ammunisie, elektroniese toestelle, vuurwapenonderdele en selfs teenpersoneelmyn gevind is. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag het by navraag gesê borgtog van R6.000 is aan die man toegestaan. Die saak is tot 6 Mei uitgestel vir verdere ondersoek. Duisende werksgeleenthede in die bedryf word bedreig nadat die sakereddingspraktisyns van Tongaat Hewlett amptelike aansoek vir voorlopige likwidasie by die hof ingedien het. Sakeredders het in hulle beëdigde verklaring wat by die Hooggeregshof in Durban ingedien is, aangevoer Tongaat Hewlett beskik nie meer oor die nodige geld in hulle bestaande fasiliteit met die NOK om sy bedrywighede aan die gang te kan hou nie. Plan is om die mislukkings van Tongaat te verhoed deur of die oorspronklike goedgekeurde plan in werking te stel of om die nuwe strategiese aktiwiteitsvermoë te vind. Pieter Berg, afrigter van die Griquas, het onthul dat die nuwe loskakel 'n aanwinst vir Saterdag in hulle eerste SA-beker wedstryd teen die Luipers in Kimberley in die opdrafspan gaan wees. Berg sê Liam Koen, wat nou 21 jaar oud is, seun van die oud Bok loskakel Louis Koen, het goed gevaar in hulle oefenwedstryde vooraf. Griquas se gereelde loskakel, die ervare George Whitehead, sal Saterdag as 'n plaasvervanger betrek word. Berg is ook opgewonde oor die voormalige uitkieshaker Keegan Blankenberg, wat hulle tans by die WP gaan dien het. Die breiery het ook aangekondig dat die slot Albert Liebenberg Griquas gaan aanvoer. Berg het herhaal dat hulle strewe is om die beste span in Suid-Afrika te wees, wat nie aan die VRK sal deelneem nie. Hy het ook verwys na moontlike reeks waaroor daar verlede week in die wandelgange by die Cheetahs gepraat was. Volgens SuperSport se skedule sal slegs 2 wedstryde in die eerste ronde, die tussen die Cheetahs en die Boland Cavaliers Vrydag in Bloemfontein en Saterdag tussen die Griquas en die Luiperds in Kimberley uitgesaai word. Die Pumas die verdedigende SA beker kampioen en SWD is Vrydag aand in George Slugs. Die SA beker sal weer as kwalifisering van vanjaar se Currie-beker reeks dien. Die 4 spanne wat die eindronde sal haal, sal kwalifiseer om saam met die Leeu's, WP, die Bulle en die Haie aan die Currie-beker te kan deelneem. 'n Woordvoerder van SuperSport kon by navraag nie sê of daar elke naweek 2 SA beker wedstryde uitgesaai sal word of nie. Ben Earl, 8ste man van Engeland se rugbyspan, het 'n vriendelike waarskuwing aan Italië gerig voor hierdie naweek se 4de ronde van die wedstryde in die 6-nasie reeks. Engeland se veldtog om die 6-nasie reeks is vir die eerste keer sedert 2020 te wen, het lelik skibreek gelei na sy nederlaag teen Skotland 20-21 in Edinburgh en Ierland 21-42 op Twickenham in Londen. Daar is speler in die groep wat voel hulle het nie hulle beste gelewer nie. Daar is sommige wat hand opgesteek het en gesê, hulle moet weet hulle moet met rasseskrede verbeter of hulle sal die pot missit en met sekere aspekte van hulle spel. Saterdag se 6-nasie wedstryd tussen Italië en Engeland skop om 18:40 af. Ierland en Wales skop die naweek se aksie Vrydag om 22:10
Suid-Afrikaanse tyd af met hulle kragmeting in Dublin. Skotland en Frankryk, die twee spanne wat onderskeidelik tweede en eerste is, op die puntelys, ry Saterdag om 16:10 op Murrayfield in Edinburgh die sware met mekaar. Tennis se twee blinkste sterre, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, gaan hulle watertand wedywering weg van die baan af voortsit. Die Loris Stichting het albei gister benoem in die afdeling Sportman van die jaar vir die gesogte jaarlikse Loris sporttoekennings. Hulle mededingers is die Franse sokkerspeler Ousmane Dembélé, die voorste doelskieter in die Paris Saint-Germain en die wenner van die Ballon d'Or, tweede se paalspring sensasie Armand Duplantis, wat verlede jaar onoorwonne was en 4 nuwe wêreldrekords opgestel het, die Spaanse motorfietsjaer Marc Marquez, wat verlede jaar die MotoGP kampioen was, en die Sloveense fietsryer Tadej Pogačar, wat 4 skofte in die Tour de France gewen het, op pad na derde algehele kroon. Al die wenners sal op 20 April in Madrid bekend gemaak word, op Wêreldsport se Oscar-aand. Rita Jepto, in haar vleuel een van die wêreld se voorste marathonatlete, tel onder die 27 Keniane, wat maandag voorlopig geskort is vir die gebruik van opkikkers teen die land se liggaam teen die gebruik van verbode middels. Nou dat die Keniaanse liggaam teen die gebruik van verbode middels, ADAK, aangekondig het, Jepto positief getoets is vir die anaboliese steroïde, kan haar voorlopige skorsing tot 'n lewenslange een lei. ADAK het Wiseman, Were Makobe, Kenia se kampioen oor 400 meter, ook voorlopig geskors, nadat hy sedert Augustus verlede jaar 3 opkikkertoetse misgeloop het. Intussen het ADAK ook sportlyn, sokker en basketbal voorlopig geskors vir verskeie opkikkeroortredings. Meer as 140 Keniaanse atlete, hoofsaaklik marathonatlete, is sedert 2017 deur Atletiek Integrasie Eenheid AIU geskors. Die nederlaag teen Indië in die T20 Wêreldbeker eindstryd van 2024 is die enigste Wêreldbeker-wedstryd wat Makram nog ooit as kaptein van die Suid-Afrikaanse span verloor het. Ek was al baie bevoorreg om 'n paar sterk spanne aan te voer met 'n mengsel van jonger spelers en baie ervaring, het hy gesê. Uit die Protea kamp kom 'n mens agter die agting wat die spelers van Makram het, is baie groot en enorm. Hy duld nie nonsens nie, maar veg vir sy spelers, word gesê. Hayden was tot nou toe nog uitstekend met die kolf en as leier en kaptein, hy is ook aan die spits van alles wat ons doen, so sê Shukuri Konrad, hoofafritter van die Proteas. Makram is tans die derde voorste lopiemaker in die toernooi met 268 lopies op sy naam. Hy het reeds 350-talle aangeteken en sy treftempo is 'n skitterende 175. Vandag se wedstryd begin om 15:30 Suid-Afrikaanse tyd en word regstreeks op Supersport 201 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 21 en 30, Polokwane 1527, Lephalale 18 en 30, Mbombela 1629, Mahikeng 1627, Pretoria 1828, Johannesburg 1628, Ermelo 1329, Galagadi 2235, Gaborone 1829, Richards Bay 1837, Pietermaritzburg 1531, Durban 1828, Port St Johns 1730, Pongola 1735, Maputo 2132, Bethlehem 1230, Bloemfontein 1531, Alaval Noord 1231, Welkom 1631, Vryburg 1631, Kimberley 1733, Appington 2036, Prieska 2034, Springbok 1530, Karasburg 2035, Keetmanshoop 2436, Mariental 2336, Alexanderbaai 1423, Brandvlei 1936, Loedersbaai 1327, Vredendal 1231, Kaapstad 1626, Sutherland 1327, George 1430, Jeffreys Bay 1427, Geberra 1230, Grafreinet 1234, Kapogalas 1425, De Aar 1632, Multino 826, Beaufort West 1634, Oos-London 1531. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.48 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.60, die euro verhandel teen R19.14, die pond kos R22.01, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons
is $2109. Palladium per fyn ons is $1672. Silwer per fyn ons is $83.17. Goud per fyn ons is $5119. Brent ruolie per vat is $77.74. Gedagte vir die dag: dis nie nodig om alles af te jaag nie. Wat vir jou bedoel is, sal wel op sy tyd opdaag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal.